My vreugde is in hom. Alles wat ek nodig het, vind ek by my Heer. Hy dra my deur die storms. Hy hou my veilig vas. Ek weet ek is nie alleen. God gee my krag. Goeiedag geliefdes, ons kom by die wonderlikste week van enige jaar, die Groot Lydensweek. Gisteroggend was Paasondagoggend gewees en ons het die intog van Christus Jesus in Jerusalem ingevier. En hierdie hele week in die Groot Lydensweek staan ons bietjie stil by verskillende aspekte van Jesus se lewe en sy lyding. En ek wil dit graag met julle ook deel, soos ons dit in die gemeente deel. Elke dag gaan daar op die skermpie die teks verskyn waaruit ek gaan lees. Ek gaan nie elke dag die hele teks lees nie, want gewoonlik is dit 'n redelike lang gedeelte en ons het nie op hierdie forum die tyd om die teksgedeelte so lank te lees nie. So ek wil jou graag aanmoedig om mooi te kyk wanneer jy by inskakel, die hele teks te gaan lees en dan ook te luister na die teks wat binne dit wat ek dan uitlig en daaroor sê. Op hierdie maandag kyk ons na Matteus 23 vers 13 tot 36. En dit is waar Jesus in nie is 'n strydgesprek nie, maar in hierdie tirade ingaan teenoor die Fariseërs en die Sadduseërs en die wetgeleerdes en die skrifgeleerdes. En hy is baie skerp met hulle. En so te midde van dit alles sê hy vir hulle hierdie woorde: Elende wag vir julle skrifgeleerdes en Fariseërs, huigelaars. Julle trek oor see en land rond om een bekeerling te maak. En as hy dit word, maak julle hom 2 maal so ryp vir die hel as wat julle self is. Dis dan harde woorde hierdie. Jesus vat hierdie mense aan en jy kan lees, hy noem hulle hier witgeverfde grafte en geveinstes en slange en alles onder die son wat jy kan dink wat sleg is. Asof Jesus opstaan en sê, nou na die einde van my bediening toe, bring bietjie julle teologie, bring bietjie julle manier van kerk wees, bring bietjie julle leer oor redding, sodat ek dit in waarheid kan evalueer, want ek is die weg, die waarheid en die lewe. En dan het hy 'n geweldige tirade teenoor hulle. En ek sien dit so as deel van sy lyding, want hierdie mense moes van beter geweet het. Hulle was dan die Fariseërs en die Sadduseërs, hulle was die dominees, hulle was die kerkrade, wat die mense moes reghelp en die mense moes lei na die hart van God. Hulle moes die hart van God vir die mense geopenbaar het en gesorg het dat die mense daarby kan uitkom. En al wat hulle reg kry, is om mense, sê Jesus, meer reg te maak vir die hel. So hoekom is hulle teologie so flou? En hoekom sê Jesus, bring hierdie flou teologie van julle, dat ek dit kan tentoonstel? Want hulle teologie is niks anders as godsdienst nie. Vormgodsdienst. Enige iemand wat se God ook al kan aanbid, noem wat hy doen, godsdienst. Maar wat hulle sin so gevaarlik en so flou maak en so dood maak, is dat dit vormgodsdienst is. Dit gaan alles oor 'n klomp dinge wat jy moet doen. En dan sê hulle, is jy reg vir 'n lewe saam met God, dan sal jy gered word. Jy sien, hulle fokus is op die mens self, wat die mens moet regkry. En daar was geen meer fokus op God in hulle teologie nie. Daarom is dit 'n flou teologie, dis 'n lewelose teologie, dis 'n tam teologie wat nie werk nie. Want wat Jesus kom bring, is die genade. Om vir hulle te kom sê, julle kan nie, die wet kan nie. Julle offers kan nie. Maar God kan. En hy beskryf hulle teologie as 'n gevaarlike teologie, wat mense regmaak vir die hel. En hy wil kom sê, word rustig in my, want ek is die weg, die waarheid en die lewe. As julle aanhou met julle teologie, dan hou julle maar net aan om my te laat lei. Ons is vandag so dankbaar in hierdie groot lydensweek om te besef dat Jesus ook daai tipe teologie moes kom lei het.
sodat ons in 'n nuwe era, in die era van die nuwe verbond kan leef, die verbond waar ons weet dat ons gered word op grond van God se genade alleen. As daar godsdiens van ons kant af, is dit dankbare antwoorde met lof en dank en toegewyde lewens en vrugtevolle lewens. Dis Jesus se teologie van die lewe. Mag jy dit ken, mag dit deel wees van jou lewe en mag jy uitbundig dankbaar voor die aangesig van ons Redder leef. Shalom. Ek is nie alleen. God gee my krag. 'n nuwe dag, 'n nuwe lied. Ek prys die Here. Hy is my lewe, my hart kan sing, my tong getuig, my Heer is goed, ja hy is groot. 'n nuwe dag, 'n nuwe lied. Ek prys die Here. Hy is my lewe, my hart kan sing, my tong getuig, my Heer is groot. Ek hef my hande om die naam te prys. Dankie vir die gawes wat ek elke dag